Goeiemiddag en welkom by die Afrikaanse nuus op Pretoria FM. In hierdie bulletin, die Noordwes Universiteit ondersoek 'n voorval gisteraand waar tydens die lied Kill the Boer op kampus gesing is en die verhouding tussen Amerika se president Donald Trump en die Suid-Afrikaans gebore miljardêr Elon Musk blyk onherstelbaar vernietig te wees. Dis Vrydag aan, die 6de Junie. Ek is Esmarie Eysel. Die Noordwes Universiteit ondersoek 'n voorval gisteraand waar tydens die lied Kill the Boer op kampus gesing is. AfriForum Jeug sê die lied het geen plek op kampus waar studente veilig moet voel nie en eis optrede teen die betrokke studente. Die NWU se woordvoerder Louis Jacobs sê die universiteit neem die saak ernstig op en ondersoek die voorval met behulp van video-opnames. Die DA raadslid Johan Zerwik waarsku dat die sing van die lied veral by werklose jong mense wat alkohol gebruik, rassespanning kan meebring en meen dat die lied nie meer gesing behoort te word nie. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, sê dit sou sadisties wees om van ministers te verwag om ekonomiese klas te vlieg op internasionale vlugte. McKenzie het die besluit verdedig om elke keer in besigheidsklas te vlieg nadat sy reiskoste in die parlement onder skoot gekom het. In antwoord op 'n parlementêre vraag van die DA-LP Alan Beasley, het McKenzie gesê dat daar al 4,8 miljoen rand aan reiskoste vir hom en sy personeel bestee is sedert hy in Julie verlede jaar by die kabinet aangesluit het. Die inligting het in dieselfde week aan die lig gekom as wat die toesighoudende komitee hom in die parlement gekritiseer het omdat hy nie sy portefeulje vergaderings bywoon nie. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het 'n nasionale inentingsveldtog aangekondig om pluimvee teen voëlgriep te beskerm. Dit volg te midde van pogings om verskeie uitbrekings van bek-en-klauseer in verskeie provinsies te beheer. Spesialis veterinêre spanne, ondersteun deur die Universiteit van Pretoria en die Landbou Navorsingsraad, is reeds besig met inentings op hoë risiko en kommersiële plase. Die staat het voorsiening gemaak vir enstofvoorraad, koue kettingvermoë en naspeurbaarheid. 50 veegesondheidsbeamptes is aangestel en opleiding sal na verwagting aanstaande week begin. En die 2 laerskoolkinders wat uit 'n springkasteel geslinger is toe hy sowat 3 verdiepings hoog in die lug was, is uit die hospitaal ontslaan. Dit kom nadat die springkasteel deur 'n rukwind in die lug tydens die laerskool Protea Rif in Krugersdorp se Protea fees opgesweep is. Dis onduidelik of die toue of ankermeganismes deur die wind afgeruk is en of die kasteel nooit vasgemaak was nie. Die saak is na die Departement van Basiese Onderwys verwys vir verdere ondersoek. Die Citizen het berig dat een kind 'n skedelfraktuur opgedoen en die ander 'n arm gebreek het, maar dit kon nie bevestig word nie. Die verhouding tussen Amerika se president Donald Trump en die Suid-Afrikaans gebore miljardêr Elon Musk blyk onherstelbaar vernietig te wees nadat die twee mekaar gisteraand in die openbaar begin slegsê het. Trump het in reaksie op Musk se kritiek teen sy ekonomiese beleid gesê dat hulle in die verlede op goeie voet was, maar dat dit nie meer in die toekoms so sal wees nie. Musk het daarop gereageer deur aan te dui dat hy sy maatskappy SpaceX se vuurpyle wat noodsaaklik is om Amerikaanse ruimtevaarders te vervoer, nie meer tot beskikking van die regering sal stel nie. Hy het ook in 'n plasing op sosiale media beweer dat die werklike rede waarom die sogenaamde Epstein-Lers oor seksuele wandade nie in die openbaar beskikbaar gestel is nie, is omdat Trump se naam daarin verskyn. Dit bring ons aan die einde van die Afrikaanse nuus op Pretoria FM. Jy moet 'n pragtige aand hê en 'n geseënde naweek.